Goeiemôre, Woensdagoggend, dit is die 21ste Mei, jaar 2025 se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. Dis bitterlik koud daar buite, kan die wind waai, dis vreeslik, maar in ons harte is dit warm, want die Here is met ons is nooit alleen nie. Hy sê, ek sien skaduwee aan jou regterhand, halleluja. Waaroor gesels ons vandag? Teenwoordigheid van die Here. Ons leef in 'n goddelose wêreld, let's just face it. Die rede hiervoor is nie dat God nie in die wêreld teenwoordig of betrokke is nie, maar omdat ons hom net ignoreer. Selfs sy kinders bevind hulle soms in hierdie goddelose wêreld omdat hulle nie hulle lewens daagliks voluit leef in geloof en rig tot God nie. Ons het hierdie versekering dat die oomblik wanneer ons dat ons na God toe draai, sal hy ons raak sien, want hy is die hele tyd by ons. Ons moet net ons weer verander en in sy rigting ingaan. Maar kom ons lees hier uit God se woord uit van sy teenwoordigheid by sy mense, halleluja. Eksodus 29 vers 42 tot 46. Dit moet 'n voortdurende brandoffer vir julle geslagte wees by die ingang van die tent van samekoms voor die aangesig van die Here waar ek met julle sal saamkom om daar met julle te spreek. En daar sal ek met die kinders van Israel saamkom en die tent sal deur my heerlikheid geheilig word, halleluja. So sal ek dan die tent van samekoms en die altaar heilig. Ek sal Aaron en sy seuns ook heilig en vir my die priesterampt te kan bedien. En ek sal onder die kinders van Israel woon en vir hulle 'n God wees. En hulle sal weet dat ek die Here hulle God is, want wat hulle uit Egipte land uitgelei het om in hulle midde te woon. Ek is die Here, hulle God, halleluja. Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here het met hulle, hy was by hulle in hulle midde. Ja, verlang ons nie almal om so iets net te ervaar nie. Numeri 14 vers 5 tot 12. Toe het Moses en Aaron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die kinders van Israel. Sien hulle het in opstand gekom, want hulle het vrees het hulle oorval. En Joshua die seun van Nun en Caleb die seun van Jefune, twee van wat die land verken het hulle klere geskeur en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken is 'n buitengewone goeie land. As die Here 'n welbehae in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en van honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Wees nie bevrees nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word, maar die heerlikheid van die Here het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel en daarop het die Here met Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag? Hoe lank sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? Ek sal hulle met die pes tref dat hulle uitgeroei word en ek sal jou groter en sterker en ek sal jou 'n groter en sterker nasie maak. Maar Moses het weer vir hulle gaan intree en vir hulle gebid. Dan Jesaja 9 vers 1 tot 6. Die voorspelling van die Messias ryk. Die volk wat in die duisternis wandel het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die byt verdeel word. Want die juk wat hulle gedruk het en die stok wat hulle rug getref het, die roede wat hulle drywer, het u verbreek soos op die dag van Midian, want elke soldateskoen wat daar weggestap en gedreun het, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vernedering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te verseker deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Ons laaste gedeelte is Handelinge 2 vers 25 tot en met 28. Want Dawid sê vir hom,
Ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. Want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of die heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my weer van die lewende bekend gemaak, U sal my vervul met vreugde by U aangesig, halleluja. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir U teenwoordigheid. Here, dankie dat ons vanoggend net in U teenwoordigheid kan vertoef en kan hoor wat U vir ons wil sê. Here, U is altyd met ons. Ons is nooit alleen nie. Ons is in U teenwoordigheid. Ons wil net vir U sê dankie daarvoor. Halleluja. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.